Goed maatjies, vandag gaan juffrou vir julle die storie vertel van hoekom die son en die maan in die lug bly. Baie jaar gelede, toe die aarde nog steeds nuut en vars was, het die son en die maan saam op die aarde gewoon. Hulle het in 'n groot pragtige huis gedeel, wat 'n boonste en onderste verdieping gehad het. Daar was 'n groot balkon op die boonste verdieping, wat oor die oerwoud gekyk het. Hulle het daarvan gehou om in die aand op die balkon te sit en na die apies te luister. Hulle beste vriend was Water, maar hy het nooit al pragtige huis besoek nie. Kom kuier asseblief vir ons. Pleit Son, asseblief kom besoek ons Water. Smeek Maan. Ons kan dan almal saam op die balkon sit en na die apies luister. Maar Water het altyd dieselfde antwoord gehad. Nee, Son en Maan, ek kan nie kom kuier nie. Ek het so baie vriende wat binne my bly en al die visse en seediere kan nie sonder my oorleef nie en ek is bang dat ons nie almal in jul huis sal pas nie. Elke dag het Son en Maan dieselfde vraag gevra en elke dag het Water hulle dieselfde antwoord gegee. Eendag, terwyl Son en Maan op hul balkon sit en na die apies luister, kry Maan 'n blink plan. Ek het 'n oplossing vir ons probleem. As ons ons huis groter maak, kan Water en al sy vriende binne ons kom woon. Son het gedink dat dit 'n goeie idee was en die volgende oggend het hulle vroeg opgestaan en het selfs hul huis begin groter maak. Na 'n hele maand van harde werk om hul huis groter te maak, was Son en Maan sy nuwe baie groter en baie mooi huis klaar. Son het dadelik Water geroep. Water, ons huis is nou so groot, dat ek seker is dat jy en al jou seediere wat in jou woon, in die huis sal inpas. Kom kuier, asseblief. Water het uiteindelik ingestem om vir Son en Maan te gaan kuier, en hy het by hul groot huis aangekom, en versigtig aan die deur geklop, aan die voordeur geklop. Kom binne, skree Maan en Water, het die deur oopgemaak en binne ingegaan. Binne 'n minuut het die Water vloer bedek en was tot by Son en Maan se gesigte. Water het hoër en hoër gegaan en sommer gou moes Son en Maan trap tot na die boonste verdieping. Van die huis gaan, sodat hulle nie verdrink nie. Maar Water het aangehou kom en die hele huis met homself en al die visse en seediere wat in hom gewoon het, gevul. Kort voor lank was die Water weer tot by Son en Maan se gesigte en dat hulle na die balkon gehardloop het om hulself te probeer red. Maar Water het die huis net aanhou opvul. Sommer baie gou was daar nêrens vir die Son en Maan omheen te gaan nie, dat hulle in die lug opgespring het vanaf hul nuwe plek in die lug. Opgespring het. Vanaf hul nuwe plek in die lug kon hulle steeds die apies hoor en die oerwoud sien. Hulle kon ook enige tyd met hul vriend Water gesels, wanneer hulle wou, sonder om te verdrink. Hulle het besluit om sommer net daar vir ewig en vir altyd te bly.